Landbou word geborg deur Toyota. Jy kyk en luister na Landbou Pretoria FM saam met my Elsa Esterhuizen. Baie welkom. Ons fokus vandag weer op Red Meat Industry Services en haar speerbaarheidsplatform om uit te vind watter vordering in die verband gemaak is. En ons gesels ook oor die belangrikheid van agritourisme in die land. Ons fokus vandag weer op die Red Meat Industry Services na speerbaarheidsplatform en ek gesels nou met die bedryfshoof Philip Oosthuizen. Philip, baie welkom. Philip, miskien moet jy net eers vir ons weer so 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie platform en dan ook net vir my verduidelik watter vordering daar tot dusver gemaak is in die verband. Zeker ja. Elsa, ek dink ons kom al 'n tydjie met na speerbaarheid en die belangrikheid daarvan, maar soos jy reg het, was altyd belangrik om te sê, weet, waarom doen ons hierdie enigstens? En die uitdaging moet ek sê, is dis vir die hele rooivleiswareketting. So dis nou van opkomende boere of kleinskaalse boere na kommersiële boere, die veilingshuise, die voerkrale en die abattoirs. So ons moet verstaan, jy weet, dis regtig 'n inisiatief vir die hele rooivleiswareketting. En as ons kyk na speerbaarheid, die hele idee is wanneer diere beweeg van een plaas of veilingshuis waar hulle heen beweeg, is wanneer hulle beweeg moet ons sekere data bymekaar maak. En die rede daarvoor is, jy weet, as ons weet diere het geskuif van een ligging na volgende een toe, soos hulle deur die wareketting gaan, net om te kyk, jy weet, indien daar moeilikheid was in terme van siektes of die veiligheid van die vleis op die eind van die dag, jy weet, moet ons kan terug naspoor om seker te maak, jy weet, waar hierdie probleem ontstaan, sodat ons die probleem kan uitsorteer. So ek dink dis die heel eenvoudigste manier om dit te verduidelik, jy weet, is om regtig, dis uit 'n risiko oogpunt, laat ons na speerbaarheid data moet bymekaar maak. So ek sê, wanneer ons byvoorbeeld 'n praktiese voorbeeld nou is die huidige back and closure uitbraak in Natal en Newcastle, jy weet, op die oomblik kan ons nie regtig teruggaan en presies wys waar het hierdie diere vandaan gekom nie. Wat beteken, jy weet, ons kan nie teruggaan in 'n klein area kwarantyne, sodat diere nou nie skuif nie, en seker maak al die diere is gesond, sodat ons weer kan besigheid doen en diere kan skuif nie. Wat op die oomblik weet gebeur is dat die DMA, die Disease Management Area, basies groter en groter word en eindiglik kyk mens, jy weet, laat potensiële hele provinsie toegemaak kan word, om te sê geen diere mag skuif nie, jy weet, juis om die siekte wat nou versprei kan word en aangesteek kan word tot dier, dat die risiko is op die eind van die dag. So dis waar ons voorkom is om kleiner areas te identifiseer en te sê diere beweeg tussen een area na 'n volgende area wat basies 'n biosekuriteitszone is. So ek sê, net om terug te gaan en moeilikheid uit te sorteer. As ons hierdie reeds in plek gehad het, kon daar 'n baie klein area gekwarantyne gewees het, in Natal die probleem uitgesorteer gewees het binne 'n maand, jy weet, mens kan aangaan met gewone trade van daar af. So dis maar die hoofrede, jy weet, en dan natuurlik ook vleisveiligheid, wanneer mens dalk sien dat daar iets nie lekker is met die vleis nie, om terug te gaan en kyk waar die probleem was, sodat dit uitgesorteer kan word. So dis die hoofrede vir naspeurbaarheid. Daar's natuurlik addisionele voordele ook wanneer mens behoorlike naspeurbaarheid het, jy weet, in 'n nasionale platform in plek het, is natuurlik om vir jou uitvoer van vleis, wat natuurlik 'n baie groot dryf is van die industrie en waarom hy se kant af, is om te sê ons wil meer vleis uitvat, en baie van die ouens in die buitekant wat ons vleis wil hê, vereis naspeurbaarheid. Jy weet, hulle wil weet waar die diere vandaan kom. Jy weet, van wat se plaas kom hulle af, hoe se hulle hanteer en was hulle gesond gewees en daai tipe inligting. En eindiglik kan ons dit nie doen nie. Ons het wel naspeurbaarheid in die voerkraal en die abattoir, en al is dit waar dat hulle die uitvoere doen, jy weet, daai deel van die waardeketting, as ons in sekere markte wil kom, wat die hoë waarde markte, as ek dit so kan stel, vereis hulle naspeurbaarheid. Jy weet, daar's finansiële en ekonomiese voordeel ook in naspeurbaarheid uit die aard van die saak, om beter markte raak te slaan, jy weet, en in daai rigting te gaan uit die aard van die saak. En dan ook van die verbruikersoogpunt, as ons nasionaal kyk, baie van die verbruikers vra natuurlik, weet, waar kom hierdie diere vandaan? Hulle wil vra al hoe meer vra oor die vleis wat hulle koop. Jy weet, was die diere eties hanteer en het hulle regte voedingsstowwe gehad, jy weet, en het hulle nie antibiotika gehad nie, en al daai tipe vrae geword. So ja, daar's 'n ekonomiese voordeel van naspeurbaarheid, maar om wat ons tans moet regkry is eintlik die bestuur van siektes, en dis die groot risiko wat ons tans Suid-Afrika mee sit. So ek dink dis uit die aard van die saak is dit die hoekom, jy weet, hoekom ons naspeurbaarheid in plek moet kry.
Ons het natuurlik toe ons dit nou aanvat by RMIS om 'n platform in plek te kry, was dit nou 'n bietjie meer kompleks en die groot olifant moes ons 'n bietjie kleiner deel. So die eerste gedeelte was om te sê 'n dier gaan van een ligging na 'n volgende ligging beweeg. Soos hy deur die rooi vleiswaarheid gaan. En ons het mooi gaan kyk en sê weet hierdie liggings wat ons van praat of dit nou kommunale grond is of dit nou plase is, veilinghuise, voerkrale of abattoirs is. Jy weet moet ons 'n sentrale en 'n generiese nommerstelsel kry om te sê oor waar is hierdie liggings? Hoe definieer ons die ligging, jy weet? Laat ons kan weet as 'n dier van en na 'n ligging beweeg dat ons almal van dieselfde plaas praat of dieselfde ligging praat. En jy weet net om 'n plaas se naam deur te gee en so is nie 'n gestandardiseerde manier om na hierdie liggings te kyk nie. So dis die eerste fase wat ons basies gedoen het. Ons het hom voltooi, ons het hom verlede jaar November bekend gestel. So dis dood eenvoudige application waar jy moet opgaan waar almal in die rooi vleiswareketting gevra word om op te gaan en dood eenvoudig jou produksieeenheid te identifiseer om te sê waar is jou plaas se grense sodat ons 'n geofence as ek Engels kan gebruik om dit kan trek en dan 'n baie unieke nommer uit te reik. One nommer is, die naam is 'n GLN nommer, 'n Global Standards 1, wat ons 'n produksieeenheid nommer noem en die hele idee is dat almal die unieke nommer het en natuurlik wat ook op 'n internasionale standaard is, jy weet vir die uitvoere. So dis al wat ons wat fase 1 behels en hy hardloop baie mooi. Ons is tevrede met dit. Daar staan so 450 plase reeds in die afgelope 3 weke wat op die stelsel gekom het. So ons is nog ver van die eindpunt af. Ons moet baie meer plase opkry uit die aard van die saak, maar 450 vir 'n afskop wys ten minste, jy weet, ouens verstaan dit en die application werk, jy weet nie ouens het nodige vertroue ook op die platform om dit wel te doen. So dis soort van die call to action ook, jy weet, dat almal in die rooi vleiswareketting op hierdie application moet gaan, jy weet, en hulle produksieeenheid gaan identifiseer. Soos ek sê, of jy kommunale boer, 'n boer, veilinghuis, 'n voerkraal of abattoir is, almal gaan deur dieselfde application. Om daai nommer te kry, dis baie gerieflik is dit met WhatsApp geïntegreer, so dit maak dit nogals maklik. En dis absoluut die fondasie en die bousteen vir die Naspers platform wat ons bou. So dis die eerste gedeelte also. Die tweede gedeelte wat ons tans aan werk, so ek sê daai klant is al buite. Dis nou die kans vir rolspelers om hulle deel te doen. Wat ons nou mee werk is om die rekordhoudingsstelsels wat daar buite is, almal te integreer na hierdie platform toe. En dis 'n bietjie 'n ander manier om aan te dink, is die beweging van diere moet natuurlik met iemand met die data opneem om te sê hierdie dier met 'n spesifieke ID-nommer wat op 'n sekere dag en datum geskei word van een ligging na 'n volgende een toe. Jy weet op watter platform kan 'n boer of 'n veilinghuis of wie ook al in die wareketting hierdie bewegingsdatabasies aantoon en submit op jou einde van die dag. En daar het sy besluit geneem om te sê daar's klaar rekordhoudingsstelsels al buite. Kom ons gebruik hulle. Jy weet, dis reeds daar, hulle doen reeds besigheid met van die rolspelers en waarom die wiel gaan herontwerp en nuwe stelsels gaan skryf wat tyd vat en moontlik nie vertroue gaan hê nie. En natuurlik nou ekstra geld gaan kos wat absoluut onnodig is. So ons omtrent so 20 rekordhoudingsstelsels wat ons klaar mee besig is. En dit is lekker baie, dit het ook baie opsies vir die boere daar buite en die rolspelers om enige rekordhoudingsstelsel te gebruik wat jy sou wou van jou keuse. Dis natuurlik verskillende funksionaliteite, hulle bring kom teen verskillende kostes ensovoorts. So ons is tans besig om te sê oor die hierdie rekordhoudingsstelsels, begin die rekordhoudingsstelsels natuurlik almal digitaal te gebruik en wat ons tans doen is besig om hierdie rekordhoudingsstelsels te integreer op hierdie platform. So al wat RMIS basies bou van grondvlak af op is 'n data exchange platform, 'n data verhandelingsplatform om te sê dat hierdie rekordhoudingsstelsels wat ons nou die API's bou, hierdie nodige bewegingsdata met ons kan deel en dit stoor ons natuurlik sentraal. Sodat ons enigstens naspeurbaarheid kan bewerkstellig in die geval wanneer ons weer back and closure uitbraak het ensovoorts. So ek dink ons vorder goed ons is baie tevrede met hoe dit gaan. Natuurlik is daar baie verskillende idees en opsies daar buite ensovoorts en dit is maar uitdagend om almal die groter prentjie te laat sien, maar ek moet sê vir 'n kort tydperk wat ons hiermee besig is, vorder dit eintlik baie goed en ons is baie tevrede met die inkoop ook in die stelsel en dit begin vir ons baie sin maak en ons is vol vertroue dat ons teen jaar einde al die rekordhoudingsstelsels geïntegreer gaan hê en dat genoeg ouens op die platform met boere en rolspelers om te sê dat ons 'n werkbare en 'n funksionele naspeurbaarheidstelsel teen jaar einde in plek het.
Realisties gaan almal nou miskien vinnig opspring nie. Almal ek bedoel dis nie verpligtend nie. Of daar 'n wet gaan kom is 'n volgende vraag, jy weet, van die regering se kant af tans het ons nie. So die ouens met die voordeel daarin sit sien, jy weet, om risiko te bepaal aan die een kant of risiko aan te spreek uit 'n diere siekte oogpunt en aan die ander kant ook om te sien, jy weet, wanneer mense op hierdie platform is en naspeurbaarheid wel net deelneem, gaan daar ekonomiese voordele wees tussen koper en verkoper. So ek dink dis waar ons trek. Ons sien uit na die volgende paar maande wat voorlê. Dit kom nie sonder uitdagings sê die hart van die saak. Dis 'n relatiewe nuwe innovasiefase wat ons tafel toe bring. Maar dit lyk of dit gaan werk sonder twyfel en dat daar lig aan die einde van die tonnel is met naspeurbaarheid wat vir 30 jaar nie gebeur het nie. Laat ons uiteindelik in 'n relatiewe kort tydperk wel 'n bereikbare opsie op die tafel gaan hê en dat ons die nodige inkoop het. So natuurlik vra mense dat almal deelneem, jy weet, en dat ons die bedryf ook as 'n geheel op 'n volgende vlak kry, jy weet, en seker te maak ons spreek diere siektes aan en aan die ander kant natuurlik vir die ekonomiese voordeel wat daar is met die uitvoere en om bietjie die wisselwerking tussen koper en koper beter te kan fasiliteer, jy weet, dat dit ook beter besigheid vir almal op die einde van die dag is. Goeieste Philip, dit was nou omtrent 'n mond vol en die tyd het ons nou ongelukkig ingehaal, maar is goed om te weet dat daar vordering is in hierdie verband, so net vinnig en kortliks, waar kan mense meer inligting in die hande kry? So, dankie, ja. Sonder twyfel sommer op die webwerf, rms.co.za. Onder services daar traceability, so gaan klik asseblief daar. Die application is daar om te registreer en jy kan ook natuurlik sien die plekke wat reeds geregistreer is ensovoorts. Slaap bruikbare platform, so op die website rms.co.za en onder services gaan jy al die inligting kry. Daar sê Philip, baie dankie vir jou tyd. Groot plesier, dankie Elsa. En is dan die bedryfshoof van Red Meat Industry Services, Philip Oosthuizen. Jy is ingeskakel op Landbou Pretoria FM en agritourisme lewer 'n belangrike bydrae tot die landbousektor en tot die ekonomie. Ek gesels vandag met die gegradueerde student van die Noordwes Universiteit, Dr. Christel van Sail, oor hierdie interessante onderwerp. Baie welkom Christel. Dankie Alfa. Hoe lyk agritourisme op die oomblik? So as mense vir my vra wat is agritourisme, gee ek gewoonlik vir hulle hierdie 3 voorbeelde en dan weet almal wat gaan aan. So akkommodasie, wyn en jag. Dit is seker ons 3 grootstes in die land waarvan almal weet. Natuurlik het hulle almal hulle goedjies wat bykom. Soos met 'n wynplaas kan jy byvoorbeeld wyn brew ensovoorts en miskien ook gekombineer met akkommodasie. So ons het gevind tussen 2010 en 2019 het agritourisme met 8% per jaar gegroei in Suid-Afrika, wat natuurlik baie positief is. Ongelukkig het daarna met COVID 'n hele paar wyn of algemene plase gesluit, maar daar het ook baie weer oopgemaak waarvan ons baie bly is. So ons het ook gevind dat boere tussen 8 en 9 verskillende aktiwiteite op hulle plaas aanbied. So dis nie net een nie. En hoe stel boere hulle agritourisme pakkette saam? So, ons het daar's verskriklik baie verskillende aktiwiteite. Ons het gefokus om 3 groot groepe te maak wat dan die pakkette is. So die eerste ene fokus op akkommodasie as die primêre produk en dan het ons gevind dat boere baie buitelug aktiwiteite bysit. Byvoorbeeld staproetes, fietsry, piknik, voëlkyk, alles wat mens net in die natuur kan beleef, bied hulle dan saam met agritourisme aan. 'n Tweede pakket is plaastoere. Hierdie is seker een van die belangrikste elemente van agritourisme, wat ons wil juis toeriste oplei. Ons wil juis die mense van buite vertel wat gaan aan op die plaas. So die toere is baie wyd. Dit sluit enigiets wat jy op jou plaas het en vir ander mense wat wil vertel. Saam met dit bied hulle staproetes. Ons het ook baie wildbesigtiging en wildritte gesien saam met hierdie, as ook dan weer voëlkyk. Dan is die derde pakket wat ons gevind het, fokus op wynproe. Nou hierdie is bietjie meer gefokus in die Wes-Kaap. Saam met die wynproe het mense byvoorbeeld ook 'n restaurant, hulle doen kos en die wyn wat hulle saam aanbied, of selfs net plaastoere wat weer inkom. So daar's soveel verskillende pakkette. My raad is altyd fokus op wat op jou plaas is en dan bou jy rondom dit uit om 'n verskeidenheid vir jou toeriste kan bied.
En ek dink dit kom op die einde van die dag neer daarop om net innoverend te dink ook, of 'n innoverende benadering ook te hê. Maar ek wil afsluit deur vir jou te vra, hoe sou jy die belangrikheid van agritourisme opsom? So daar is baie voordele aan agritourisme. Voordele vir die plaas en die boer, voordele vir die gemeenskap en dan natuurlik voordele vir die toerist self ook. Maar om dit vinnig saam te vat, sal ek kyk na die ekonomiese voordeel. As jy byvoorbeeld net, sê maar jy die akkommodasie op jou plaas, kom die toerist en besoek die plaas langs jou wat byvoorbeeld 'n restaurant het, of wat ook al in die dorp naby aangaan. So daar's finansiële voordele in vir die plaas en vir die gemeenskap, en dan natuurlik ook vir die plaaswerkers, as mens 'n kerewinkel ensovoorts daarby het. So baie voordele, maar ek sal sê die ekonomiese een is seker die sterkste motief vir boere om te belê in agritourisme. Kristal, dit bly 'n interessante onderwerp en ons sien uit na die res van die navorsing ook in die verband. Baie dankie. Daarmee dan die einde van vandag se program saam met my Elsa Esterhuizen. Boer môre weer saam en geniet die res van jou dag. Landbou is geborg deur Toyota.